Hallo Jenny. Colin Larissie, hoe gaan met jou? Nee, het gaan lekker. Die waard jy dit gewoon nie, ek het nie weer getrou nie. Ek het gisteraand, heel aand lank, net aan jou gedank. Ek het gisteraand, hoog in die takke, 'n traan op jou geskank. Ek het geswewe, ek het gebewe, ek was heeltemal tevrede. Ek was impressed met die liefde. Ek was impressed met jou. Impressed met jou. Wie's my favourite? Nou vra jy my vas. Kyk mense, nou moet maar party, jy weet, beter as ander. Party weer vir die verkeerde redes, soos Harriet met haar mes. Ek het oor daarvan vertel. Ek kan dit nie glo nie, maar miskien is dit beter so. Wat is verkeerd met my? Want iemand het een keer, 'n shrink het een keer vir my gesê, as ek hierdie ding nie gaan konfronteer nie, dan gaan ek aanhou om dieselfde fout te maak. Nie dat ek noodwendig dink dat dit 'n fout is nie. En laaste, maar nie die minste, wil ek net vir my pragtige bruid Masha sê dat sy pragtig lyk. Masha, jy lyk pragtig. Ja, dis my groot vrees, dat ek my nuwe bruid se naam sal vergeet. Ek weet nie hoekom nie, dit het nog nooit gebeur nie eers in die slaapkamer nie. Kyk, ek onthou hulle almal nog soos gister. Ek kan sien jy glo my nie. OK. Daar was Wilna, Annelien, Sandy, Hanlie, Romy, Patsy, Pinky, Naomi, Madelief, Elrina, Diana, Una, Annette, Amalia, Noulet, Isabella, Jolanda, dis sy wat my met die haalgeweer geskiet het, gelukkig net in die rug, Ophelia, I kid you not, Mary Ann, Jing Tai Lai, Harriet, Gugu, Frida, Ankie en Masha. 25 vrouens. 25 ex-vrouens. Maar vanmiddag is dit Zoe se beurt. Zoe, die letter Z, laaste letter in die alfabet. Ek het haar by groeptherapie ontmoet, sy is 6 jaar ouer as ek. Sy het 2 honde, 4 katte, 'n real estate agent van Pringle Bay, en toe ek haar sien, toe weet ek, sy is die een. Die laaste een. Wie weet, miskien is ek 26th lucky. Hallo? Hi Colin, shit man, ek sorry, ek kan dit nie maak nie. Wat wil jy kan dit nie maak nie? Jy's die bloody strooijonker. Ek sê maar, my trou so baie, mens kan nie bybly nie. Ek het 'n baie belangrike afspraak. Dennis, dit is nie die punt nie. Jy het nog beloof jy sal die blomme ook organise, kan jy onthou? Sorry man, ek kan nie nou kanselleer nie. Nee, ek kan nie vir jou lieg nie, dis 'n golftoernooi. En ek moet by die funksie daarna wees. Ek sal dit volgende keer met plesier doen. Dennis, dan gaan nie 'n volgende keer wees nie, okay? Ja, dis wat jy laas keer gesê het, en die keer voor dit. Wel, die keer is dit anders, alright? Sure man, sorry man. Okay, cheers. Thanks vir die vote of confidence, Bill. Wel, dis 'n great start. Ek dink trou is 'n goeie ding. As a matter of fact, ek dink trou is koning. Want in hierdie tye waarin ons leef, met al die saamblyery en die saamslapery en die
Toto, Lotto, glo ek, Colin Lariche in die heiligheid vir die instelling. Hoekom trou ek so baie? Ek weet nie, ek kan myself net nie keer nie. Ek het definitief nie 'n slegte invloed gehad nie. Inteendeel, ek het 'n baie goeie invloed gehad, want my ouers is al so lank by mekaar as wat ek kan onthou. En hulle het nog nie 'n enkele aand in aparte beddens geslaap nie. Behalwe in 1969, toe is my pa vir die aand Bloemfontein toe, vir werk. Hulle het daai aand nie 'n oog toegemaak en mekaar die hele nag lank gebel. My pa sê, toe die volgende met die hotelrekening kry, toe is daar 15 hooflyn oproepe van Bloemfontein af Johannesburg toe. En toe die poskantoorrekening aan die einde van die maand by die huis opdaag, toe is daar nog 12 hooflyn oproepe van Johannesburg af Bloemfontein. Dit is 27 oproepe in een aand. Dis meer oproepe as wat ek troudae gehad het. Dis mos nou total devotion. Ek weet nie, dis die soort liefde waarna ek soek. Weet daai ware liefde. Maar dit is seker ook net maar verdwyn soos Springbok radio stories. Geheim van Nantes, die wildtemmer, seun van die wildtemmer. Kyk, daai mense het geweet van die liefde. Dalk is dit Ellie McGraw en Ryan O'Neill in Love Stories se skuld dat ek so baie trou. Dalk trou ek so baie, omdat ek eintlik wil hê dat my vrou moet doodgaan. Dat ek so langs haar bed kan sit en kyk hoe sy dood. Shit, dis al my fantasy. Dis dalk hoekom ek altyd in die kerk trou. Ek sal jou lief hê tot die dood ons skei. I will love you till death us do part. Maar obviously trou ek met die verkeerde soort vrouens, want kykie, hulle gaan nie dood nie, nee, hulle raak net siek. Gewoonlik siek en sat. Vir my pak hulle ou goedjies en storm die donkerte in. Maar ek is nie bitter nie. Miskien so klein bietjie suur. Ek bedoel, 25 keer getroud en nog nie een keer uitgewerk nie. Iewers is daar fout. Miskien verwag ek te veel van my vrouens. Soos toe ek met Una getroud was. Una het siek geword. Ek nou nie so siek soos Ellie McGraw in Love Story nie, maar darm. Sy het in 'n koma verval. Ek het dag en nag langs haar bed gewaak, elke dag en elke nag. En toe op 'n dag toe maak sy haar oë oop en sy sê vir my: "Colin." Sy maar lippe was so droog, ek moes dit met 'n nat handdoek afvee. Toe sê sy weer: "Colin." Sy ek moes toe eintlik vorentoe leun om beter te kan sien wat sy sê. Toe sê sy vir my: "Onthou daai slag wat ek geretrench was by die bank? Jy was daar vir my gewees. En toe ek my eie besigheid oopmaak en al jou spaargeld verloor, was jy daar vir my gewees, jy Colin. En met my sekwestrasie, toe ek jou huis verloor, was jy nog steeds daar vir my. En daai slag wat ek gehijack was, Nicole van hierdie skouer gekry het jy, Colin, R1000 in mediese onkoste betaal vir my. En nou dat my gesondheid my in die steek laat, is jy, Colin, nog steeds hier vir my. Maar Colin, weet jy wat? Wat het ek gevra? Ek dink, jy bring my bad luck. Ek verstaan dit nie. Ek het haar alles gegee wat sy wou gehad het. As a matter of fact, ek het al my vrouens altyd alles gegee wat hulle wou gehad het. Ek dink, dit is die fout. Ek gee te maklik. Ek weet nie meer nie. Ek trou net nie. Ek's regtig jammer meneer, dit sal oor 'n uur reg wees, ek sweer. And I feel so very much for you. Weet jy, help nie mens vra advies nie. Soos die dag wat Amalia my los, toe gaan drink ek daai aand 'n paar drinks saam met Pel Dennis. Hy was al 18 jaar getroud. Ek dink ek kan hom nou moes nou vra vir advies. Ek sê vir hom:
tennis, ek het haar alles gegee. Ek het 'n stel golfstokke vir Amalia gekry. Wat sê hy? Het jy 'n stel golfstokke vir Amalia gekry? Ja, sê ek. Toe sê hy, "Jy's like Pel, dis die beste swap wat jy nog in jou hele lewe gemaak het." Dit is die ding, mense neem dit net nie ernstig op nie. Almal sê, ek loop sommer maar net so blindelings in 'n ding in. Maar so nou en dan weet ek daarom wanneer ek 'n fout maak, soos met Harriet. Engelse breakfast asseblief. Ou Harriet was nie te stabiel nie. Maar sien, my ouers het my goed grootgemaak. Hulle het my geleer, neem altyd ander mense se manier van dinge doen en sê in ag. En ek het. Maar toe ons op ons eerste date in die Spurs en elkeen met 'n bordjie steak en chips voor ons, en Harry het my skielik gevra dat ek asseblief my chippies moet tel voor ons begin eet. Toe dog ek, dis vreemd. Maar toe sy skielik daarop aandring dat ek haar 7 van my chippies moet gee, sodat ons albei eweveel chippies kan hê. Toe dog ek sy speel. Maar sy het nie. Sy het haar hand so onder die tafel ingedruk. En toe voel ek iets hier reg tussen my bene. En ek sê so al vir myself, maar kyk jy, Jessie, hierdie goose is haastig. Sy weet wat sy wil hê. En ek sê vir haar, en nou, toe sê sy, nou, steek ek hierdie steekmes in jou ballas as jy my nie daai 7 chips gee nie. Net toe kom die waiter aan en vra toe of ek die wyn wil proe. Ek sê vir hom, ja, jy weet baie bewus van die steekmes hier tussen my bene. Hy skink toe so met dadelik my glas vol en ek vat toe so met dadelik met 'n groot sluk. En net daar en dan begin Harriet te huil. Bloed, snot en trane. Ek vra nogal heel besorgd, Harriet, wat sit nou? Toe sê sy, wat van my? Ek het vir jou gegee. Is omdat ek 'n vrou is, is omdat ek lelik is, is omdat hy gay is. Dis die nuwe Suid-Afrika, dis die jaar 2000, dis my demokratiese reg om 'n glas wyn te kry. Ek weet, dis net benou nie, maar dis net basiese fucking maniere. Die arme waiter was 'n matrieklaaitjie wat net 'n paar ekstra bucks wou maak. Hy kyk my toe met sulke verwilderde oë aan en ek sê vir hom, hy moet asseblief haar glas ook vol maak. Ek weet die steekmes natuurlik nog steeds hier tussen my bene. En eers nadat haar glas ook vol Bellingham Johannesburger was, het Harriet ophou skree. En eers nadat ek haar 7 van my chippies gegee het Harriet haar hande so onder die tafel uitgehaal, mes en vurk netjies met 'n servet afgevee en toe begin eet. Ek bedoel met soveel styl. Vir 'n oomblik het ek gedink, hierdie goose het dalk 'n punt beet. Net 1 of 2 chips, dis nog oukei, maar 7. Nee, sy definitief 'n punt beet. En ek begin dus op my agterkop vir myself te sê, kykie, dis dalk die soort vrou wat ek nodig het in my lewe. Iemand wat presies weet wat sy wil hê en wat nie bang is om leiding te neem nie. Maar toe sy die arme waiter 'n paar minute later met die kop slaan omdat my bananebout groter was as hare, toe weet ek, kykie, dit is 'n seriously dysfunctional goose en dit sal beter wees as ek haar nooit, ooit weer in my hele lewe sien nie. En dit sou ook seker so gewees het as er nou nie iets in die kar gebeur het toe ons voor haar huis stilhou nie. Toe ons nou voor die huis stilhou, toe begin ons te vry. Maar ek sê vir jou, daai goose het 'n tong gehad wat holters in my mond gevind het, waar ek nie eers geweet het ek het holters nie. Dit was so maklik. Toe maak ek my move en ek sit my hand so oor haar deur haar hare en ek soen haar so op die mond, neus en ore en daar begin daai goose te wriemel. Ek sê vir jou, sy het gewriemel soos 'n houspyp oopgedraai is sonder dat enigiemand die voorste punt vashou. Toe ek reken, kykie, wag, sy is nou genoeg getitel uit. Toe maak ek my groot move. Mans, almal varke. Ek sit my hand op haar, jy weet wat ek bedoel. En toe sê Harriet, no. En ek dog, jy sien maar hierdie goose is haastig. Sit my hand sommer weer 'n keer aan, die keer vroetlek toe. Toe sê sy weer 'n keer, no. En net toe ek my hand so onder haar rok wil indruk, toe besef ek, Harriet is besig om Engels te praat. Shit, het ek sleg gevoel. Ek het net daar opgehou te vra om met my te trou. Ek weet nie hoekom nie, dit het net uitgeglip. Kyk, vir al my 500 troues was dit die heel grootste. 485 van Harriet se beste vriende
en 3 van myne. En vir al my 25 troues was dit die heel kortste. Nee, dit was die tweede kortste. Die heel kortste was met Ophelia Mans. Ek, Ophelia was gorgeous. Ek dink dis die enigste keer wat ek ooit net vir looks getrou het. Maar met so 'n naam, Ophelia Mans, moes ek al klaar suspisieus geraak het, want die aand van ons troudag, toe ek excited in die bed induik, toe vind ek uit, Ophelia Mans het 'n groter meneer as ek. Praat van teleurstelling en disappointment. Mans, almal varke. Nee. Maar dit is ook nou nie asof ek iets het in daai soort van ding nie. My ouers self is half anders. Annette, my vrou het altyd gesê, dis jou groot probleem, is om jou ouers kuiers. Dis mense baie trou. Jy het hulp nodig, mannetjie. Jy moet iemand gaan sien. Annette. Man, Annette self was so mal soos 'n bloody haas gewees. En ek bedoel dit nou nie lelik nie, maar in die slaapkamer het sy daarop aangedring dat ek haar Agnetha moes noem. Sy was hierdie moerse ABBA-fan. En toe ek dan eendag in die badkamer staan en sê, Anna Frida, waar is die dental floss? Anna Frida, kom sy daar ingestorm en sê, ek is Agnetha, ek is Agnetha. En sy gryp haar ABBA-series en plakboeke en storm die donkerte in. Die volgende oggend het Bjorn en Benny die res van haar goed kom haal. (1982) was 'n goeie jaar. 3 keer getrou. Kyk, die huwelike was kort, maar tog gelukkig. Hanlie, met die groot bruin oë, sy het weggeloop saam met die buurman op 'n vakansie na Delicious Mauritius, wat hy glo gewen het as die beste Ford verkoopsman van die jaar in Bethal. Romy, my English Rose, het net vinnig by haar siek mommy in Londen gaan kuier. Never saw her again. So 'n paar weke later het ek vir Patsy ontmoet. Jessie, en was die twee van ons nou gelukkig geweest? Ons is seker nou nog gelukkig getroud geweest het, as dit nie vir daai Arkon Z33AT was nie. Patsy, thank you, het verskriklik joints gerook. Haar naam was Patsy Becker. Ek het altyd gedink haar naam moet Patsy Goliath wees, because she got stoned so often. Maar een aand, ek het al gaan slaap, toe hou Patsy nou net haar joint langs die swembad klaar gerook, en toe skielik hoor sy net so gezoei, zoei, en die lug word groen met sulke groen strepe wat die ryfbaan hier so rondswaai. En skielik verskyn daar 'n sigaarvormige voorwerp op die grasperk voor haar. Hy het nie geland nie, hy het net verskyn. En 'n deur gaan oop en hierdie wese klim uit en gaan staan voor haar en sê vir haar, gegroet is jy, o aardvrou. Ek kom van 'n verre sterrestelsel af, waar daar al vir eons geen vrouens is nie. My naam is Arkon Z33AT en ek is hier in opdrag van Keiser Blandauer 007-003 om die mooiste aardvrou met die beste gene te kry. En net daar spring sy saam met hom in sy vleiende sigaar en hulle vlieg weg. Sy het my die volgende dag uit welkom gebel en die storie vertel. Toe sê sy nou ook vir my dat sy nou Arkon Z33AT se gevangene was en dat sy daardie aand saam met Arkon Z33AT na sy verre sterrestelsel sou vertrek. Ek het haar nog nooit weer gesien nie. Maar ek dink tog ou Patsy het kak gepraat. Kyk, sy was alright, maar sy was wragtig waar nie die mooiste vrou op hierdie planeet nie. Na Patsy was haar Pinky.
Sy was mal oor my gewees. Altyd vir my gesê ek lyk so ou op TV. Daai poepel ou boet. Maar my en Pinkie se ding het tot 'n einde gekom toe ek een Saterdagoggend, soos elke Saterdagoggend, vroeg opgestaan het om te gaan golf speel. Ek sal die dag nooit vergeet, dit was so 'n koue, nat, reënerige dag. Toe ek onder die kombuis kom, toe bel my pel Dennis en sê nee, hy wil nou nie eens sulke weer gaan golf speel nie. Ek sê toe vir hom wel, suits me pel, hardloop terug slaapkamer toe, duik agter Pinkie se rug en sit my arms om haar lyf. Toe sê sy so saggies deur die slaap. Dis lekker in die bed saam met jou terwyl hy doos op die golfbaan rondloop. Ek was geskok. Ek het nog nooit weer golf gespeel nie. Ag, man, nie al. Nie al. Iets like Motors. Dis. Is Neil daar asseblief? Okay, wat? Jo, nee, wat praat? Hallo Neil, dis Colin hier. Ag man, my kar het net gestaan. Ek is hier in Sweystraat. Moet ek toutrak stuur? Asseblief man, asseblief. Ek trou nog vanmiddag. Okay. Trou jy alweer? Ja, nee, ek doen dit weer vanmiddag. Okay. Thanks, sien jou nou, bye. Jy weet, toe Pinkie dag uittrek, staan sy met die deur in die hand en sê vir my dat sy vir my lief is. Nes my ma. Dis die laaste ding wat my ma ook vir my gesê het. Jy, hoekom vrouens ook altyd met die deur in die hand moet staan as hulle vir jou sê dat hulle vir jou lief is? Sal net hulle weet. Diana het dit gedoen, Gugu het dit gedoen, Wilna het gedoen, Jolanda het dit gedoen. Ek wil dit nou soveel keer gebeur. Maar elke keer verloor ek my meer. Vrou, deur in hand, ek is lief vir jou en ek verloor die plat. As ek my plat verloor soos 'n bil vir 'n rooi lap, dan kon ek dit nog handle. Maar hierdie dis iets anderste. Dis soos conditioning. Dis soos Pavlov se hond. Vrou, deur in hand, ek is lief vir jou en ek is gevolg. Dag sê. Hey, wat? My ex-vrouens praat altyd oor wat se goeie maniere ek het. Dis omdat ek altyd vir hulle die deure oopmaak. Ek maak winkeldeure oop, ek maak kerkdeure oop, ek maak huisdeure oop, kardeure, ek maak kakhuisdeure oop. Ek bedoel, ek is bereid om enige bly die deur oop te maak, want jy weet nie wat hulle gaan doen as hulle eers met daai deur in die hand staan nie. Antjie, dis my 24ste vrou. Sy het die ander dag vir een van haar vriendinne gesê dat sy my ewig dankbaar sal bly vir al die deure wat ek vir haar oopgemaak het. Ek is seker daarvan sy dit nie figuurlik bedoel nie. Neil, hier. Die kar is alweer stukkend. Wil jy nie kar om vir my te leen nie? Nee, ek het niks gedaan. Ek trou vanmiddag, ek het ons kar nodig, asseblief man. Dis die enigste ding wat ek het. Dit sou seker nie so erg gewees het as Wilna dit nie ook gedoen het nie. Ons het in 'n woonstel in Braamfontein gebly. Een oggend op pad werk toe, staan sy met die deur in die hand en sê vir my dat sy vir my baie lief is. Toe sy daar uit om die bus te vang. Ek het eers na 'n rukkie besef wat sy gesê het.
spring toe op hardloop agterna om vir haar ook te sê dat ek vir haar lief is. Toe ek by die huisbak kom, ons het op die 5de verdieping gebly, toe sien ek nie wag, sy is al klaar af onder toe. Ek is toe met lang tree daar af. Toe ek onderkom, toe sien ek die huisbak staan daar oop vir my en gaap. Kyk toe deur die woonstel se glasdeure en ek sien Wilna staan al klaar in die middel van die straat, sy wag vir die karre om verby te kom. Ek hardloop toe buitekant toe skree vir haar, Wilna, ek is lief vir jou! Los jou voetslaan vir jou vingers deur die geel bladsye. Dis wat op die kant van die bus gestaan het. Ek en Wilna was gekuis vandat ek in staan 8 was. Sy was 3 jaar ouer as ek gewees. Sy het by my ma in die haarkappersalon gewerk. Moet erken, kyk, die huwelik was so half hals oor kop gewees en my ouers was glad nie impressed gewees. Kyk, hulle het gedink ek kan beter doen as 'n hairdresser. Maar my ma en pa was albei ook eers in showbusiness gewees, maar toe hulle my eers kry, kyk, toe besef hulle, kyk, jy kan nie 'n kind in showbusiness grootmaak nie. Toe open hulle die Salon Versailles, Haute Couture, mans en dames, unisex haarkappersalon in Brakpan se Hoofstraat. Die lekkerste plek in die wêreld. Ek kan net onthou, leer sy vir eindeksamen, Wilna wat iemand se hare sny of krul of perm dan in die agtergrond. Met daai reuk van so duur shampoos wat so in die lug hang. Ons is toe getroud net na ek uit die army uitgekom het. Cheers. Het was so half haar idee gewees. Sy het gedink dat as sy met my trou, dan sal my ouers glo dat sy regte waar vir my omgee. Ons is toe getroud en ons was gelukkig. Totdat die bus haar gevang het. 3 weke voor my 21ste verjaarsdag, dis ek vir die eerste keer 'n weewenaar. En toe besef ek ook vir die eerste keer, kyk hier, die noodlot het 'n sin vir humor. Vrou, deurnaand, ek is lief vir jou. Ek besef vandag, ek het my tweede en derde vroue nie te goed behandel nie, maar ek het met hulle vir die verkeerde redes getrou. Ek het met hulle getrou omdat ek gedink het, hulle sal die leemte wat Wilna en seker my ma ook daar gelaat het vul. Maar hulle kon nie, ek bedoel geen ander mens kan 'n ander mens se leemte vul nie. En hulle het ook maar lekker gatvol vir my geraak, omdat ek hulle nou die hele tyd verbied om aan deure te raak. Maar so leer die mens mos nou maar, hoe kan jy 'n girl verbied om aan 'n deur te raak of om vir jou te sê dat sy vir jou lief is? Daar was natuurlik party van hulle wat nooit vir my gesê het dat hulle vir my lief is nie. Frida was 'n klein dansertjie. Pragtige ou voetjies gehad. Presies geweet wat sy wil hê. Soos die helfte van my huis en die helfte van my spaargeld. Sy het nooit vir my gesê dat sy vir my lief is nie. Jing Tai Lai het dit nooit gedoen nie. En as sy dit vir my gesê het, het ek dit nie geweet nie, want sy kon nie Afrikaans of Engels of as a matter of fact Chinees praat nie. Doofstom. Sy is al vrou wat nie met haar hand op die deur kon staan om vir my te sê dat sy lief vir my is nie. Maar sy kon 'n hell of 'n message gee. Hallo. Hallo Colin, hoor jy jou pak is nou gereed hoor. Dankie. Mary Ann was iemand wat my van die begin af duidelik laat verstaan het dat sy nie in die liefde glo nie. Maar dit het haar nog steeds nie gekeer om met die deur in die hand te staan en vir my te sê, "See you later, alligator." Ek het haar weer gesien in Pretoria in die Skeyhof. Maar die beste deel van my 15de vrou, Noulet Vermaak, was haar van. Want dit beteken dat ek nooit sonder enige vorm van entertainment was nie. Die slegste deel van my 16de vrou, Isabella Smartryk, was nie haar van nie. Nee, die slegste van Isabella Smartryk was dat ek nog nie behoorlik van haar vriendin Noulet Vermaak geskei was toe ek met haar trou nie. En ek kan my aan niks erger indink as om 2 skoonmaas op dieselfde tyd te hê nie. Na Isabella Smartryk, toe is daar niemand in my lewe. Jolanda niemand. Sy
Sy een van die mooiste maar gekompliseerdste vrouens wat ek ooit in my lewe mee te doen gehad het. Sy kon verskriklik lieg. Aan mekaar, oor alles, sonder rede, sonder ophou. Ek sal nooit vergeet, sy die dag so in die gang staan en sy sê vir my, ek mis jou, ek mis jou, ek mis jou. Pff, skiet sy my met die haalgeweer. Gelukkig net in die rug. En toe sy op 'n dag vir my sê dat sy van nou af gaan ophou jok. Toe weet ek mos sy jok. En toe sy met die deur in die hand staan en vir my sê dat sy vir my lief is. Toe weet ek mos die girl lieg, ek gaan haar weer sien. Nooit weer gesien nie. Shit. Wilna, Annelien, Sandy, Annelie, Romy, Patsy, Pinky, Naomi, Madelief, Elrina, Diana, Una, Annette, Amalia, Nulet, Isabella, Jolanda, Ophelia, Marianne, Jing, Tai, Lai, Harriet, Frida, Einkie en Masha. Hallo? Dag sê, is dit die bruidegom wat praat? Hi pa, hoe gaan dit? Nee, het gaan goed. Hoe's Margait? Ag, pragtig man. Maar dit is al 'n lekker plek tyd van die jaar. Maar ek bel eintlik gewoon net om te sê voorspoed met die troue. Wat sê jy gelukkige meisie se naam nou weer? Zoe pa. Zoe, ja natuurlik, dis reg, Zoe. En die hoeveelste man is dit nou dat jy trou? 26 pa. 26. Is jy lief vir haar? Natuurlik pa. So lief as wat jy vir die ander vrouens was. 10 keer liewer. Ja, jy spot nou maar. Elke keer as jy trou, kan ek en maar nie help om te wonder of dit iets is wat ons gedoen het nie. Was dit die manier waarop ons jou groot gemaak het, my kind? Pa, geen kind kan van gelukkiger kinderdae droom as wat ek saam met julle gehad het nie. Pa weet dit, pa weet ek is lief vir pa en ma. Alright. En ek is lief vir jou. Ons hou nie daarvan om jou troues te mis nie, maar ons is nou eenmaligheid. Pa, hou julle nou net lekker vakansie. Ek is oud genoeg om op my eie te kan trou, alright. Ja, wie weet, miskien volgende keer. Daar gaan nie 'n volgende keer wees nie. Ach, natuurlijk nie. Doch, Pals, alles van die beste vir jou vroukie, hoor. Hier is jou ma. Hallo ma. Hallo my seun. Gelukkige 26ste troudag. En sy vroukie van jou, ons wens julle net alles van die beste toe, hoor. Swinkie. Nog ene. Dankie my groot seun. Jy moet lekker trou, man. Wat is haar naam nou weer? Zoe ma. Sê vir Zoe, sy is 'n baie gelukkige vrou. Ek laat nie sommer enige vrou toe om aan my seun te vat nie. Bye, hoor. Bye ma, lief vir jou. Pa Sarel en ma Ferdinand. Al 39 jaar bymekaar en net daai een aand in aparte beddens geslaap. Hoe kry hulle dit reg? Of liewers, hoe die hel kry ek dit reg? Mens het tog dinge met so 'n voorbeeld sê ek ook monogemisties en getrou kon wees. Maar helaas. My regte ma se naam was Vera Larish. Sy was 'n showgirl, 'n danser in John Rothman se Dancing Lovely by die ou Kyalami Ranch. Eendag op pad werk toe, staan sy met die deur in die hand en sê vir my dat sy vir my baie lief is. En toe sy daar uit. Ek het nie eens opgekyk nie. Ek was seker besig om Springbok radio stories te luister. Squat cars. They prowl the empty streets at night in fast cars on foot. Elizabeth wat in 'n kamer bo op die woonstel gebly het. Sy het my vir elke aand gebabysit.
Ek het my ma nooit weer gesien nie. Daai aand, op pad terug van die werk af, toe die Anglia waar sy gery het, van die pad afgeloop. Kar het gerol en toe in 'n rivier beland. Dan naby Leekop gevangenis, waar Louniel Shopping Centre nou staan. Die bestuurder en die girl in die voorste sitplek het ontsnap en my ma wat agter in die Anglia gesit het, toe verdrink. Toe's ek 'n weeskind. Pa Sarel en ma Ferdinand, hulle het ook by die Kyalami Ranch gewerk. Pa Sarel het gehelp in die girls se make-up en ma Ferdinand het gehelp in die kostuums. 'n Vreeslike high maintenance job met al die kraletjies en die krulletjies en die speeltjies en al daai dinge. Maar die twee van hulle het hulle oor my ontferm. En niemand het enige iets van my ma afgeweet nie. Behalwe dat sy 'n single parent in Johannesburg was in 'n tyd toe mense nog buite egtelike kinders gekry het. Maar Ferdinand kon net onthou dat my regte ma glo een keer vir hom gesê het dat sy in Leeudoringstad op skool was. Eerste lang naweek wat hulle toe het afkry, skiet ons toe deur Leeudoringstad toe. Leeudoringstad. Ek was 8 jaar oud. Ek het verwag om 'n leeu te sien. Nie eers 'n doring nie, never mind 'n stad. En nie een van die mense vir wie ons foto's van my ma gewys het al ooit van Vera Larish gehoor nie. En toe die maandag, net voor ons sou terugry Johannesburg toe, klop ons aan so 'n rooi baksteen spoorweghuisie. En die ou tannie wat die deur oopmaak, kyk toe na die foto en sy sê, nee, sy ken die girl, maar haar naam is nie Vera Larish nie. Dis Jacobina van Rooyen. En sy het vir Jacobina in jare nie gesien nie. Laas toe sy en haar familie, hulle was glo 13 kinders, Oos-Londen toe getrek het. Toe ons terugkom in Johannesburg, het pa Sarel onmiddellik 'n privaat speurder gehuur om al die van Rooyens in Oos-Londen te gaan ondervra. 36 van Rooyens later, nog steeds niks nie. So dis hoe dit nou gebeur het dat ek by my ouers beland het. Beste ouers in die wêreld. Pa Sarel, kerkman, goeie man, ouderling, help almal. Ma Ferdinand maak nog steeds vir elke kerk was daar popkleertjies. Ja, die mense dan Brakpan en die ou dame lekker geskinder oor die twee ou jong kerels wat die weesie groot maak. Om dinge nou minder complicated te maak, het pa Sarel altyd vir hulle gesê dat ek sy susterskind was en dat my ouers dood was in 'n motorongeluk en nou kyk hulle twee na my. En as daar nog vrae was, het pa Sarel net vir die mense gesê dat hy en Ferdinand neefs was. Jy weet, soos iemand vir my sê, ek trou so baie omdat ek deur gays grootgemaak is. Jy weet nie, dan skud ek maar net my kop. Dan kan ek mos maar net sowel sê dis Henry Ford se skuld. Ek trou so baie omdat 'n Ford Anglia net 2 deure gehad het. En as 'n Ford Anglia 4 deure gehad het my ma ag, shit. Hi Zoe. Hallo, Colin. Waar is jy? Ek wag al hier by die kerk vir jou, man. Harriet het my kom sien. Wie? Harriet, is dit een van jou vriendinne? Jy weet wat 'n Harriet. Wat, daai Harriet.
Ja, ek ken Harriet. So ek moet jou nog glo. Ja, wat sou die vrou is so mal Ek soos stel nie haar? belang nie. Vra 'n bietjie wat sy met die steekmes aan my probeer doen het. Is jy getroud met haar? Ja, ek was met haar getroud. Pinkie is 'n keer. Wie's nog daar? Ag asseblief, Colin, hou net op lieg. Pinky. Ja, ek ken 'n Pinky. Ek weet nie wat daai twee vrouens mee besig is nie, maar hulle probeer hierdie huwelik verongeluk nog voor ons eers begin het. Hoeveel keer was jy getroud, Colin? Ja, ek was 'n paar keer getroud. Hoeveel keer sê jy, Colin? 25 keer. Hoeveel keer? Ek sê 25 keer. Hoekom het jy my nie vertel nie? Ek sou jou gesê het, ek beloof ek sou jou gesê het, maar hoorie, watter man in sy regte verstand gaan bereid wees om met iemand te trou wat weet dat hy al 25 keer getroud was, hè? Ek is seker jy ken nie eers al hulle name nie. Noem hulle op. Noem Wat hulle doen? almal vir my op. Nee, ek gaan nie. Ek gaan nie hulle name opnoem nie. Elke keer wat ek dit doen, dan voel dit soos 'n mes steek deur my hart, okay? Ek soek name of hierdie troue is af. Okay, my engel, ter wille van ons huwelik. Wilna, Annelien, Sandy, Annelie, Romy, Patsy, Pinky, Naomi, Madelief, Elrina, Diana, Una, Annette, Amalia, Nulet, Isabella, Jolanda, Ophelia, Mary Ann, Jingtai, Lai, Harriet, Gugu, Frida, Antjie en Marsha. Wat was hulle van? Larish natuurlik. Ag, dink jy ek het net twee breinselle? Wag, moenie nou op my skree nie. Ek is ook nie lus om met iemand te trou wat nie lus is om met my te trou nie. Alright. Hou net jou bek, Colin. Bye. Sorry. Hallo Jenny. Colin Larish, hoe gaan met jou? Ai, hoe gaan dit met jou? Nee, dit gaan lekker. Ek hoor jy het weer getrou. Die waar jy dit gewoon nie, ek het nie weer getrou nie. Hoorie, wat doen jy vanaand? Ag, niks eintlik nie. Hou net gou aan. Ek kan onthou my regte maat altyd gesê, op hierdie planeet is daar net twee kings. Elvis is die een en ek is die ander een. Gisteraand, heel lang, net aan jou gedank. Ek het gisteraand, hoog in die takke, 'n traan op jou geskank. Ek het geswewe, ek het gebewe. Ek was heeltemal tevrede. Ek was impressed met die lewe. Ek het gisteraand, heel aand lang, net van jou gesit en droom. Ek het gisteraand, hoog in die takke, saam met jou gewoon. Jy was eksie, jy was perfeksie. Hemel weet jy's, oh, so. Ek was impressed met jou. Met jou, my oppie koppie, my bo op die berg, my sterre weg. Jy raak my reg, jy's alles wat mal is. Nie wag, jy is alles. Jy is my ure, my viere, my onbemande plesiere, my verlange, my trane, my ongekende gesange. Jy is. Gisteraand was jy myne.
Gisteraand was jy myne. Woef!